Welkom by Ekerk Boodskap, die podcast. Ons is 'n geloofsfamilie wat mense oor alle grense met die Bybel wil inspireer en toerus op 'n eie tydse manier. Jesus is die hartklop van Ekerk. Die Bybel is die middelpunt van alles wat ons is en doen. Mag vandag se boodskap jou verhouding met die Here verdiep. Geniet die boodskap. Here, dankie dat ons die voorreg het om deur die Heilige Gees elke keer op 'n toer deur die woord geneem te word. Gee dat dit inderdaad 'n toer in die skatkamers van die Allerheiligste sal wees, in Jesus naam. Amen. Ek onthou my kinderjare was Johannesburg, Germiston en die Wes-Transvaal vol mynhope. Jy kon nie ry nie of jy het amper in 'n mynhoop vasgery. En dit het alles verdwyn, want die mense het agtergekom daar's nog baie goud te herontdek in die uitgewerkte mynhope. En dit het my baie laat dink, so is God se woord. Jy kan altyd nog en nog myn, nog meer skatte uithaal. En vir my is dit nêrens duideliker nie as in een van die rigtinggewende tekste in my eie lewe, en dit is Handelinge hoofstuk 16, wanneer Paulus in die stad Filippi is en hy letterlik in flarde geslaan word, omdat hy 'n bose gees uit 'n vrou gedryf het. Die stadsmense van die Romeinse stad Filippi is woedend, almal begin betoog, en die kort en die lank is dat Paulus en sy medewerker Silwanus of Silas gevang word, voor die stadsraad gesleep word en almal hom aanval. Ek lees in Handelinge 16 vers 23 dat hy uitmekaar geslaan word en dat hy en Silwanus dan in die middelste sel, in die gevaarlike sel gegooi word. Nou soos gesê, ek het al baie keer in my lewe by hierdie teks stilgestaan, baie daaroor gepreek. Ek het al 'n paar bedevaarte, 'n paar besoeke gebring aan Filippi, want die vraag wat altyd nog in my hart was, hoe sing jy 'n loflied as jy uitmekaar geslaan is? Hoe loof jy God as jy geen rede het nie, bedoelende dat daar geen voorspoed of sukses of enigiets in jou lewe aan die gang is nie? Hoe dien jy God wanneer jy alles verloor het? Wel, dit het ek geleer by Paulus. Jy doen dit want jy bevind jouself elke keer in die troonsaal van God. Jy begin jou geloofslewe elke keer by God. Daarom het hy ophou kla. Daarom kla die Nuwe Testament nie. Daarom is daar nie hierdie oormaat van klagliedere en swaar kry nie. Die vroeë kerk se gebede, se tekstuur, se inhoud is anderster. Dit was die eerste groot ontdekking, want hulle het in geloof die Here Jesus gesien. Hulle het geweet elke gebed vat my in die hemel in, en in die hemel is daar oorwinning en lewe en lof. En dat my lewe hier op aarde nie 'n weerspieëling is van hoe God oor my voel nie. In gewone taal, God hou nie minder van my as ek swaarder kry nie. Hy hou nie meer van my as my paaie gelyker is nie. So ek gebruik nie my omstandighede as hulle nie haal, 'n maatband om te meet hoe ver of hoe naby God is nie. Dit was juist tog Paulus wat vir die Filippense kon sê in Filippense 4, ek is tot alles in staat deur die krag van Christus. En dan bedoel hy nie, ek lyk asof ek op geestelike steroïdes is nie. Dan het hy bedoel, ek weet wat dit is om swaar te kry, om gebrek te ly. Ek weet wat dit is om oorvloed te hê. Ek is tot alles in staat. Want Christus is my lewe, né? Filippense 1:21. Filippense 3, ek jaag die volmaaktheid van Christus na. Maar nou, juis hier in Filippi, tref die realiteit Paulus. God se realiteit en sy realiteit. En hy word in die tronk gegooi, en nou ontmoet ons 'n ander karakter, wat op die toneel verskyn. Ek lees in Handelinge 16 vers 23, dat Paulus en Silwanus verskriklik geslaan is. Wat 'n erge woord, nê? Verskriklik geslaan. Na baie houe is hulle in die tronk gegooi. Die owerhede het die tronk se bewaarder beveel om hulle op te pas. Nadat hy hierdie bevel gekry het, het die tronkbewaarder hulle in die binneste sel gegooi. Hy het hulle voete vasgeketting in houtblokke. Tronkbewaarders was 'n wrede lot mense. In die Romeinse Ryk was tronkstraf nie eintlik 'n erkende straf nie. Bedoelende, dit is nie asof die Romeinse howe soos in vandag jou sou vonnis tot x aantal jare tronkstraf nie. Tronke was meerendeels
holding places, plekke wat jy aangehou is, totdat jy verhoor is. Meeste vonnisse het uitgeloop op lyfstraf, of pyniging, of uitbanning, of die dood. Tronkstraf was nie eintlik die normale manier nie, daar was gevalle, maar tronke was houplekke. En die Romeine het verskillende soorte tronke gehad. Die Romeinse tronke was oor die algemeen baie berugte plekke. Nou in Breë, dit was nie altyd dieselfde nie, het 'n tipiese tronk 3 dele gehad. 'n Voorste deel wat bietjie oop was, 'n bietjie lug gehad het, 'n bietjie suurstof laat inkom het. Dan was daar swaar kettinge en deure in 'n middelste gedeelte waar ouens aangehou is. En dan was daar die slegte deel van die tronke, wat partykeer dikwels net 'n gat in die grond was waarin jy ingegooi is. En mense wat daar beland het in die gevaarlikste deel van die tronk, was eintlik die ouens wat maar geweet het, daar kom 'n doodsvonnis. En dis klaar met hulle. En dis presies in hierdie uiters gevaarlike deel, waar Paulus deur die tronkbewaarder nou ingegooi word, met houtblokke. So, waarskynlik die Engelse woord dungeon, so bietjie dieper onder die grond in, en swaar houtblokke wat om sy voete vasgeslaan word, wat hom vasketting aan 'n muur. Hy en Silas word so aangehou. Nou as jy 'n tronkbewaarder was in die Romeinse Ryk, het jy nie die pos gekry oor jou mooi persoonlikheid nie. Dis nie asof hulle gesê het, kom ons doen 'n persoonlikheidstoets, en die aangenaamste ou kry die werk nie. Alles en behalwe, jy moes die monster van die dorp gewees het. Baie kere, en waarskynlik in Filippi, het die tronkbewaarder vroeër 'n militêre diens gehad, en almal het gepraat waarskynlik oor hoe wreed, en hoe sadisties, en hoe gevaarlik hy was. En dan het jy die werk gekry. As jy mense gevat het, het jy hulle nie fliek toe gevat nie. Jy het vir hulle stokke toe gevat, jy sit hulle in houtblokke, jy slaan hulle. En die kans is baie goed, dat die tronkbewaarder selfs deelgeneem het aan die mishandeling van Paulus. En nou word Paulus deur hom in die maksimum sekuriteitsel gesit. Paulus is die gevaarlikste gevangene daardie aand in Filippi. En wat doen Paulus, nadat hy uitmekaar geslaan is, nadat hy semi-bewusteloos in die middelste sel saam met Silwanus gegooi is? Teen middernag, ure het verbygegaan, waar Paulus sekerlik bewusteloos was, bygekom het, intense pyn gehad het, want hulle is verskriklik geslaan. Paulus vertel terloops in 2 Korinte 11:23, dat hy 5 maal deur die Jode, die gebruikelike 39 houe geslaan is. Die Jode was nog in aanhalingstekens oordentlik. Hulle het jou slegs 39 houe geslaan. Weet jy hoe lyk jou rug, as ouens jou moet swepe, 39 houe slaan, of baan metaalpennetjies is, wat jou spiere skeer. Die kans dat jy dood is, was in baie gevalle inderdaad so, in die Joodse tradisie. Hulle het mense doodgeslaan onder 39 houe. Nou die Romeine het geslaan tot hulle moeg is. Dit het afgehang van die wreedheid van die ouens wat jou slaan. En die tronkbewaarder het deelgeneem, want hy was mos 'n moeilike man. Die wreedaard van Filippi, die vegter van die dorp, die man met wie jy nie sukkel nie, die man wat as hy jou vat is daar moeilikheid. En toe hy Paulus daar in die tronk gooi, en hom vasketting, toe het hulle almal geweet, dis verby met Paulus en Silas. Yesterday's news, yesterday's heroes. Maar hulle het hulle nie misreken, of hulle het hulle sleg misreken met Paulus. Wel, ek dink ook nie, hy het verwag wat gaan gebeur nie. Maar die kort nie lank is, Paulus begin 'n loflied sing. Hy het nie hierdie teks geskryf nie, hy het nie hierdie teks beplan nie, hy het nie voorsien nie, as daar een teks in die Bybel is, wat 'n mens nie kon vooruit beplan nie, is dit hierdie teks, en die interaksie tussen Paulus en hierdie tronkbewaarder hierna. Paulus en Silas begin 'n loflied sing. Ons het daaroor gepraat. Dis die nuwe musiek van die vroeë kerk, die nuwe gebed van die vroeë kerk, die nuwe inhoud van gebede. Natuurlik mag mens ook klaar. Ou Testament is dit 'n standaard genre van die psalms, die klaagpsalm. Nie in die Nuwe Testament nie, maar in die Nuwe Testament sien Jesus. As jy in die geloof vir Christus sien, as jy hom op 10.000 plekke sien, as jy weet elke gebed vat jou in die troonsaal van God, en as jy hom so sien, kan jy tog nie kla nie. En dis wat Paulus doen, met sy stikkende lyf, sy valse akkoorde,
die bloed wat uit sy liggaam uitloop, sing hy en Silas. Hulle sing nie as gevolg van hulle geen rede nie, hulle sing omdat God God is. Soos Paulus ons geleer het, is hy dankvinderig. Here, dankie dat ek U kan loof. Here, ek is in alles dankbaar, soos hy vir die Tessalonisense geskryf het, in 1 Tessalonisense 5 vers 18, of soos hy vir die Kolossense geskryf het in Kolossense 3 vers 17, of vir die Korintiërs in 1 Korintiërs 10 vers 31, wees in alles dankbaar. En hy stel die voorbeeld met sy stikkende lyf, sy gebroke stem, sy geboorug, die bloed wat uit hom uitloop. Prys die Here, prys die Here, prys die Here. En in een oomblik word Filippi stil, vanuit God se kant. In een oomblik is daar 'n aardbewing, soos ek altyd wil sê. God wat ingryp, die engele wat hande klap. God wat ingryp, kyk my knegg, kyk my knegg. Hoe trots is God in een oomblik nie op Paulus nie. Sy knegg wat stikkend is, wat bloei, wat seer het, wat verneder is, hy's kaal geslaan, hy lê dalk sonder klere daar. Alles is verkeerd aan hierdie prentjie. Dit lyk nie asof hierdie 'n geseënde van die Here is, wat met alle seëninge in Christus geseën is, soos wat hy vir die Efesiërs in Efesiërs 1 vers 3 skryf nie. Dis nie asof dit lyk, asof die oorwinningslewe tans gebeur nie. Paulus is die loser, die verloorder. Hy's die een wat in die maksimum sekuriteitssel opgeëindig het. Maar God gryp in. En die tronkdeure gaan oop. En die tronkbewaarder, ons is terug by hom, skrik vir hom wakker uit sy slaap. Nou dis een ding om wakker te word, dis 'n ander ding om wakker te skrik. Ons het 'n onderwyser gehad wat altyd vir ons gesê het, ons moet wakker skrik. En ek onthou een van die seuns van hom sê, meneer, ons skrik nie meer vir wakker nie, ons is maar net wakker. Maar in elk geval, hierdie man skrik wakker. Toe hy sien dat die tronk se deure oop staan, het hy sy swaard uitgepluk, Handelinge 16 vers 27, om homself dood te maak. Want hy het gedink al die gevangenes het ontsnap en dat hy in groot moeilikheid is. Hy was, ons weet, Romeinse wet het bepaal dat as gevangenes ontsnap, of dit was die reël, dan kan jy dieselfde vonnis kry as die gevangenes wat jy moes opgepas het. Dan, as hulle geoordeel was tot geeseling, was jy gegeesel. As daar 'n doodstraf op hulle was, is jy dood. Die feit dat hierdie ou, die tronkbewaarder sonder 'n naam, wil selfdood pleeg, beteken een ding. Hy het geweet, Paulus is dood, en hy was reg om in sy swaard te val. Wat sou jy gedoen het as jy Paulus was? Hierdie man het jou 'n paar ure tevore, gistermiddag, nou is dit al middernag verby, uitmekaar geslaan. Hy het jou soos 'n dier behandel. Hy het jou menswaardigheid van jou weggevat. Wat sal jy maak? Die wêreld is vol van sulke stories. Ek onthou ek het al vertel van Simon Wiesenthal in die Tweede Wêreldoorlog, wat na die Tweede Wêreldoorlog 'n bekende nazi-jagter geword het, in sy boek The Sunflower, waarna ek al by 'n preek verlede jaar verwys het, waar Wiesenthal vertel het dat toe hy in een van die Duitse konsentrasiekampe was, 'n suster hom geroep het, en toe kom hy op 'n sterwende SS-soldaat af, wat vir hom gesê het, voordat hy sterf, soek hy vergifnis van 'n Jood, want hy het pas teruggekeer uit Rusland, en in een dorpie het hulle 'n klompie Jode vasgekeer, en het die offisier gesê, skiet hulle almal dood, en hy het ook nog met sy masjiengeweer gesit en geskiet, en gekyk hoe 'n pappa, 'n Joodse pappa, sy kind se oë toedruk. En hy sê, hy kan nie sterf nie, want hy het as 'n kind in die kerk groot geword, as 'n Jood hom nie vergewe nie. En Wiesenthal het by hom gesit en sy hand gelos en uitgestap. En die volgende dag, toe hy weer daar kom, het hy gehoor, hierdie soldaat is dood. En na die Tweede Wêreldoorlog het Wiesenthal 'n boek geskryf, The Sunflower, jy kan dit lees, waar hy uiteindelik in die laaste edisie vir 'n klomp wêreldleiers tot Desmond Tutu gevra het, wat sou julle gedoen het as julle in my plek was? As jy langs 'n man sit wat pas vir jou vertel het, hy het 'n klomp van jou volksgenote doodgeskiet en hy soek vergifnis van jou voordat hy sterf, wat sou jy gedoen het? Meeste geestelike leiers en meeste filosofiese leiers sê, Wiesenthal, jy het reg gedoen, want hy het die man se hand gelos en uitgestap. Wat sou jy gedoen het as jy Paulus was? Want ek hoef nie te spekuleer nie, ek het die antwoord. Dis wat hierdie teks so mooi maak, wanneer lig en donker by mekaar staan, wanneer die monster van Filippi, die tronkbewaarder,
oog tot oog voor Paulus staan. Skielik is hy nie meer die held wat slaan en verwoes en swets en vloek en breek en mense doodmaak nie. Staan hy verkrummeld voor Paulus. Wat sou hy gedoen het as hy Paulus was? Ek wonder of ek sou nie maar net gehardloop het nie. Ek wonder of ek nie maar net sou gesê het, val maar in jou swaard, een monster minder. Is ek die enigste een wat dalk so sou dink? Sou ek nie maar gesê het, Here, hier is soveel bose mense. En hierdie tronkdeur wat nou oop staan is 'n teken, ek gaan maar vlug nie. Ek vermoed ons almal sou dalk, nie Paulus nie. Paulus, die man van die Here, in hierdie teks wat niemand kon voorsien het nie, sê Paulus vir hom, moenie iets slegs aan jouself doen nie, ons almal is nog hier. Die bewaarder het vir iemand vir 'n lig gevra, en ingestorm in hulle sel. Benoud het hy voor Paulus en Silas neergeval, hulle het hom buitentoe gebring. Toe sê hy, my Here, wat moet ek self doen, sodat ek gered kan word? Hierdie teks, ons praat te min daaroor, hierdie teks, soos ek gesê het, kan niemand voorsien het nie. Paulus het nie die vorige middag, toe hy gepreek het op Filippi se stadsplein, voorsien wat in een nag kan gebeur nie. Die tronkbewaarder ook nie. Hulle albei het in hulle eie natuur opgetree. Toe die skare vir Paulus begin slaan, was dit die menslike natuur van hierdie wreedhart om saam te slaan, om die dirigent by wyse van spreuke te wees van hierdie orgie van geweld en misdaad. En toe gaan dinge vir hom suit. Paulus het nie voorsien, hy gaan daai nag 'n loflied sing met 'n gebroke lyf en dat God gaan ingryp nie, maar nou het God. Nou is hulle weer in mekaar se spasie. Gistermiddag was die rolle anderster. En nou is hulle hier weer in mekaar se spasie. Die man is op sy knieë voor Paulus, die magtige ou, die monster. En Paulus het die keuse. Wat doen Paulus? Kom ek lei jou buitentoe. Kom ek wys vir jou, jy's veilig by my. Glo in die Here Jesus en jy sal gered word. Paulus het twee dinge gedoen. Hy het 'n loflied gesing en die evangelie verkondig. Dis die Christelike lewe. Kerke en ek self vra, wat moet ek doen om vir die Here te lewe? My lewe spandeer ek Stefan daaraan om saam met kerke te dink en te praat en te preek en om in my eie lewe die pad van die Here te soek. En ek glo jy ook. En ons kan baie slim dinge vir mekaar sê, lees meer die Bybel, bid meer, vas meer, lees meer leierskapboeke, kry 'n strategiese konsultant, jy noem dit. Maar weet jy wat? Daardie aand in Filippi het 'n nuwe kerk begin, of 'n nuwe familielid by die kerk aangesluit. Omdat Paulus die basiese dinge van die evangelie met oorgawe gedoen het. Hy het 'n loflied gesing, want ek is gebou om dankvinderig te wees, vol lof te wees, die Here te aanbid, die Here te dien. Ek is geroep om God te loof. Dis waarvoor ek in hierdie wêreld is, om 'n Goddienaar te wees. En Paulus, wat het Paulus gedoen? Hy het net dit gedoen. Hy het aangemeld om te loof. Hy het aangemeld om te prys. En die tronkbewaarder is genade bewys. En Paulus het een sinnetjie gehad, glo in die Here Jesus en jy sal gered word. Daar gebeur 'n wonderwerk, in een nag verander hierdie persoon. Hulle vra, kan mense verander? Kom ek lees jou, hoe verander die tronkbewaarder? Hulle die woord van die Here aan hom bekend gemaak. Almal in sy huis het dit gehoor. In daardie laat uur van die nag het die tronkbewaarder Paulus en Silas se wonde skoon gemaak. Direk hierna is hy gedoop saam met almal wat deel van sy huis was. Die tronkbewaarder het hulle toe in sy huis ingenooi. Hy het vir hulle iets gegee om te eet. Hy en sy hele huisgesin het oorgeloop van vreugde, omdat hulle in die Here glo. Is dit nie aangrypend nie? Ons praat so min oor hierdie teks. Dit gryp my so in die hart, ek fokus self so op die lof van Paulus, dat ek vergeet van die tronkbewaarder. Daardie nag, middernag is verby, Paulus het gesing, 'n selfdood is afgeweer, 'n bekering het aangebreek. En die tronkbewaarder is in een oomblik 'n nuwe mens. Oud het nuut geword, dood het lewe geword, donker het lig geword. In een oomblik het hy sy familie geroep en sê, kom hoor die nuus, kom hoor die nuus, kom hoor die nuus. Christus lewe, die Christus oor wie Paulus gesing het en almal in die tronk na hom geluister het. Die Here wat Paulus gered het, hy het my gered.
en hulle is gedoop. Die vroeë kerk het nie gewag soos vandag nie. Hulle het jou onmiddellik gedoop. Jy hoef nie eens jou doop te verstaan het nie. Jy hoef ook nie klein of groot te gewees het nie. Hulle het sommer die familie gedoop. En toe klik hy eers, kyk hoe lyk Paulus se lyf. En toe verbind hy Paulus se wonde. Ons is so onvergenoegd in die algemeen. Ek sou heel eers gekla het, kyk hoe lyk ek, en kyk hoe seer het ek, en kyk hoe ek benadeel. Almal is mos deesdae benadeel, en niemand se lot is so swaar soos myne nie. Maar as Jesus deur sy gees in jou werk, en lof oor jou lippe breek, en jy die evangelie bekend maak, vergeet jy van jouself. Dan is Paulus se wonde van mindere belang, as dat Paulus die wonder van die evangelie deel. Hulle verbind sy wonde, en vers 34 nooi die tronkbewaarder Paulus in sy huis in. Vroeger het hy Paulus in sy tronk ingeslaan, nou nooi hy Paulus in sy huis in. Nou staan daar in die Grieks, hy het hulle aan tafel ontvang. Dit, dieselfde woord wat mens dikwels, en ek weet dis nie noodwendig hierdie geval nie, maar met die ete van die Here, of soos ons dit ken, die nagmaal vereenselwig. Die vroeë kerk het by die tafel gesit. Jesus was die Here van die tafel. Hy berei 'n tafel voor. So van die doop tot by die ete van die Here by wyse van Spreuke in een nag sit Paulus en sy eertydse vyand saam op een tafel. Die groot vraag wat Wiesenthal mee geworstel het is, kan jy iemand vergewe? Weet jy, Paulus vra nie eers daai vraag nie, hy doen dit net. Hy loop nie eers en top of hy het moet doen nie, hy doen die lewe van Jesus, hy sing 'n loflied, hy verkondig die evangelie, hy het hierdie man by die doop gehad en nou eet hulle saam. En dan staan daar, hy en sy hele huis, die tronkbewaarder, het oorgeloop van vreugde. Die Griekse woord wat hier vir vreugde gebruik word. Ek het al by 'n vorige preek een keer by E-kerk gesê, die woord vir blydskap, daai woord wat Paulus gebruik in Filippense 4, onthou jy? Wees bly in die Here, ek herhaal, verbly julle. Die Griekse woord is chara. En hier op die Oosterrand sê ons chara. Hy sê net makliker. Ek is charavol, ek is vol blydskap, maar dis eintlik chara. Maar hier gebruik Handelinge Lukas 'n ander woord, agalihao. Dis oorstromende blydskap. Dis sing en dans blydskap. Dis Jesus in Lukas 10, dieselfde woord wat daar gebruik. As hy 72 of 70 disippels terugkom, dat hy uitbreek in lof. Hierdie ete is 'n feesete. Alles in een nag. Wanneer lig en donker mekaar ontmoet, wanneer Christus se verteenwoordiger en die bose ou mekaar ontmoet, en die evangelie afgebreek word tot lof en die eenvoudige boodskap, glo in die Here Jesus, dan sien jy kerk in volkleur, dan tref die evangelie Filippi teen stormsterkte, hemelse stormsterkte, dan is daar 'n nuwe familie in die huis van die Here. Eendag sal ek graag met die tronkbewaarder in die hemel wil gesels. Hy het 'n getuienis, nê? Die wreedaard, die slagter van Filippi, die man wat vir jou reg gesien het en vir jou doodgeslaan het. En toe een aand ontdek hy die gebroke knegg van die Here, wat vir hom vertel het van Jesus wat red. En hy en sy familie is nuwe mense. Sy tronk het plek gemaak vir sy tafel. Sy harde woorde het plek gemaak vir lof. Sy stikkende lewe het plek gemaak vir heelheid. Lof het ontplof, die evangelie het ontplof. En ek vra vir myself, Stefan, wat doen ek met hierdie teks? En ek hoor, loof die Here. En wanneer jy die kans het, sê vir mense, glo in die Here Jesus, en jy sal gered word, jy en al jou mense, en eet saam met mense, en dans saam met mense, en Filippense 2, Handelinge 16, sal wen, en Filippense 1 sal waar wees, vir my is die lewe Christus, en die sterwe wins. Mag hierdie teks diep in ons harte afdruk. Here, dankie dat ons die Filippense brief het, wat vir ons vertel, vir my is die lewe Christus. Dankie dat ons Handelinge 16 het, wat 'n teks is wat ons nie kon sien kom nie, waar ons U kan dank en loof. Leer ons om dit te doen, en om te ontplof vol lof, en om vir U dankie te sê. Leer ons om die lewe van Paulus te lewe, laat die tafel ruimer word, en dat ons vir nog mense by elke tafel plek het. Ons vra dit in Jesus se mooi naam.
Amen. Dankie dat jy vandag saam gereis het. Mag jy die boodskap elke dag saam met jou dra en weet dat die Here naby is en jou liefhet. Tot volgende keer. E-Kerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.